Goeiemôre almal, so lekker om weer saam met julle te wees. So na die vakansie, so wonderlike tyd gehad. Ons het gerus en ek weet party mense het nog gewerk, maar nou is die gejaag van die vakansie, die gejaag van Desember, die gejaag van die einde van die jaar is verby, nou sins in die nuwe jaar. En die Here het vir ons 'n belofte vir hierdie nuwe jaar. Hy wil ons seën, hy wil ons oplig, hy wil by ons wees en hy wil ons help waar ons is. Maar is die Here regtig deel van ons lewe? Is hy regtig deel van ons familie? Is hy regtig deel van ons gebedslewe? Want ons as familie kan partykeer so ons eie ding doen. Bid ma en pa en die kinders nog saam. Doen ons nog dinge saam vir die Here? Is die Here nog betrokke in ons families? En ek wil vir ons graag 'n versie lees uit Jesegiel 34 vers 26 en ek sê: En ek sal hulle en die plekke rondom my heuwel, ek sal hulle en die plekke waar ek is, sê die Here, tot 'n seën maak en die stormreën laat val op sy tyd. Stormreëns van seën sal dit wees. Ons sien die reën het baie die laaste rukkie. Die Here wil die stormreën in die geestelike riem vir ons uitstort. Hy wil ons seën, hy wil ons vir ons 'n blessing wees. Maar is ons deel van waar die Here is? Is ons by sy berg? Is ons aan die voet van sy berg of deel van sy heerlikheid? Of is ons op ons eie dinge wat ons doen? Ons moet dit bereik en ons moet dit bereik en ons is so gejaag met dit. Voordat hierdie jaar nou regtig afskop, kom ons raak stil. Elke dag, as ons kan, as gesin, bid saam, eer die Here en laat die Here verheerlik word. En sê, Here, ons lê hierdie dag voor U neer. Ons trek U in saam met ons planne. En Here, laat U wil dan geskied. En die Here wil ons seën, hy wil ons aanraak. En as die belofte vir hierdie jaar, die Here wil ons seën. Laat ons die Here intrek. Laat ons hom deel maak van wat ons doen. Die Here is veronderstel om voor te loop en ons agter. Maar ons jaag so vooruit en dan trek ons nou aan die Here bietjie nader. Nee, die Here moet eerste wees. Hy moet voor ons wees. Ons moet die Here net voor ons oë hê. En ons moet hom, die Engelse woord sê involved. Ons moet hom betrokke maak met alles wat ons doen en waarmee ons betrokke is. Laat ons die Here daarin sien en laat die Here daar wees. Want die Here wil jou seën. Hy wil jou hierdie jaar aanraak. Trek die Here in. Word weer 'n gesin en 'n familie vir die Here Jesus. Kom ons bid saam. Here, help dat ons sal stil raak hierdie jaar, met hierdie nuwe jaar wat begin. Maar Here, laat ons op U sal fokus en sê, maar Here, is U werklik deel van ons gesin? Is U werklik die hoof van ons huis? Is U werklik die hoof van my werk of my skool? Waar ek is U werklik in beheer? En laat ons sal fokus en sal sien en sê, net sal kyk en sê, maar ja, ek moet 'n bietjie terug staan en die Here eers te maak in alles. Help ons om U eers te maak in alles wat ons doen, Here. Dat U sal gesien word in alles wat ons doen. Dat U nie die laaste sal wees, maar U die eerste sal wees, Here. En dat ons U sal verheerlik daar, Here. En dankie, Here, dat U seën oor elkeen spreek vandag. En Here, dat hulle elkeen geseën sal wees vir dit wat hulle aanpak hierdie jaar. En Here, dat ons in U wil sal bly. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. En mag jy 'n wonderlike dag hê.